Sê nou. Haai, 'n hartlike goeiemôre op hierdie wonderlike geseënde 2025 is verby, maar ons is hier vanmôre 2026, die eerste dag van 'n nuwe maand, Januarie. En ek hoop u is wakker en u is opgewonde, want hierdie dag is 'n blye dag. Nie net gaan ons lekker saam kuier saam met familie nie, wie het lekker gekuier die feestyd. Ek dink dit was 'n wonderlike feestydperk. Desember. Ons het so 'n wonderlike tydjie gisteraand gehad. Dis min wat 'n ou sommer wakker bly tot 12:00 die aand. Maar ons kon dit maak, ons kon dit deurgaan, maar joh, ek was ook bly toe daai klok slaan. Toe slaan ek regtig klok reg uit bed toe. En dit was so lekker, sommer lekker deurgeslaap, vanoggend wakker geword met nuwe krag en met 'n hoopvolheid dat in hierdie jaar ons, en ek wil amper vir u kom sê, my geliefdes vanmôre, u wat na hierdie boodskapie luister vanmôre, is dat die voorwensels wat u het vir hierdie jaar is nie veel verskillend van al die gesonde voorwensels wat jy vir elke jaar die 30ste waar jy in 31ste ingaan die eerste toe, het elke mens vir hom doelwitte gestel en mikpunte gestel maar die waarheid is, mens wik God beskik. Dit moet jy almal net weet, dat die Here is in die saak. As die Here nie in die saak is nie, as die Here nie hierdie huis wat jy inwoon, waar hy inwoon, nie bou nie, te vergees probeer enige iemand bou. Ek dank die Here dat ek die boumeester ken. Ek glo u ken die boumeester en dat jy hom kan vertrou dat die huis waar hy mee besig is om op te bou, dat hy vir hom, dat hierdie woning deur hom gebou word, deur hom aan mekaar gehou word, en dat die Here hierdie liggaam in jaar 2026 by mekaar sal hou. Ek praat van die geestelike liggaam wat die Here gaan versorg en gaan toerus. Dis 'n jaar van toerusting, dink ek. Dis wat die Here wil doen. Hy wil ons toerus, geweldig toerus. Geliefdes, as jy gaan al die dinge gaan opsom, die hele jaar probeer opsom 2025. Die jaar het so vinnig verby gegaan dat as ek nou skielik moet dink, dan kan ek nie baie dinge onthou nie. Maar wat ek wel weet is dat die Here is goed, die Here is wonderlik, en dat die Here daar was in my 2025. Waarom sal die Here nie in my 2026 ook wees? En sal die Here nie ook vir ons in hierdie jaar deurdra nie? Dit gaan nie altyd baie maklik in die lewensonderhoud van hierdie lewe nie. Maar moet jouself nie daarin gewikkeld en vasgevang kry, so wat jy jou oog van die Here af vat, en die Here nie meer in die saak kan raak sien, dat jy die Here nie in elke situasie kan besigtig vir hierdie jaar nie. Ons moet die Here in al ons weë, in al die weë wat ons gaan betrokke wees, in al sy weë, moet ons bly, moet ons verseker teenwoordigend bly, en ons moet ons uitleef met die Here, en doen wat die Here vir ons hierdie jaar vra om te doen. Ons nie terughou nie. Moenie laat swakheid, liggaamlikheid, of wat 'n situasie jy in verkeer, jou keer om nog steeds op hierdie pad met doelgerigtheid vorentoe te beweeg. Jy hoef nie, daar's nie so, eintlik wat ek vir jou sê, aanhalingstekens, wanneer jy sê daar's 'n doelloosheid, as dit gesond is, dat dit so is, dat jy absoluut jou verwagting in die Here het. Ek het regtig nie vir jou 'n sekerheid en 'n massiewe profetiese, massiewe woord, om vir jou te sê, dis presies wat die Here gaan doen nie, want niemand wat hier na luister vanmôre kan verseker sê, hy weet wat die Here presies vir hom gaan doen, of wat die Here gaan verrig in sy lewe in 2026. Maar wat ek wel weet is dat ek op die Here moet wag en op die Here moet vertrou. En ek het so nodig om elke dag die krag te ontvang, so wat ek elke dag deur die dag kan gaan. En ons leef maar nou maar
dag vir dag. Die tyd gaan so vinnig verby. En dit is iets wat ek vanmôre net vir u wil bring vanmôre. My geliefdes, is dat jy asseblief jou tyd so moet inrig in 2026, waar jy gevoel het jy kon eintlik meer in die Here gewandel het, en met die Here gewandel het in die Gees in 2025. Eintlik wil ek vir jou sê, die woord van die Here sê, die vlees is nie gewillig, die Gees is altyd gewillig, maar die vlees is nie. En as jy nie jouself eintlik push nie, en jouself oprig nie, en oplig nie, dan gaan die duiwel jou baie maklik vasvang in 'n gees van passiwiteit. En ons moet pas op vir dit. Laat ons opknap hierdie jaar, om regtig vorentoe te beweeg, in die krag en die sterkte van Elohim. Dat ons regtig uitgaan om 'n groot verskil in die lewe te maak, en in die lewe te bring van ander mense. Dit is tog maar so, waarvoor leef ons? Ons leef nie vir onsself nie, maar ons stel belang in die lewe en die versorgsaamheid en die behandeling en die omgee van ander mense. Dat ons vir ander mense partykeer meer omgee as ons vir onsself omgee. In hierdie jaar, maak seker dat jy jou eie huis in versorging het. Maak seker dat jou eie huis nie in verwaarlosing gaan nie. Maak seker dat jy jou kindertjies in die vrese van die Here grootmaak en onderhou. Maak seker dat jy nie toelaat dat daar deure oopgestamp word deur mense wat wil inkom en jou vrede en jou blydskap in die Here te kom steel. Dit moet ons waaksaam en nugter wees, dat ons nie toelaat dat ons vermeng draad met die tafels van die duiwel, en dan verwag dat die Here by sy tafel moet opdaag en aan ons moet voorsien nie. Ons moet seker maak en klaar maak met 'n lewe van ongehoorsaamheid, met 'n lewe van ingewikkeldheid waar ons onsself inwikkel nog in die wêreldse gesindhede en goed. Dat ons hierdie jaar afsterf. Hoe meer ons kan afsterf hierdie jaar in die vlees, hoe baie beter sal dit ook wees. Ons moet aan die duiwel geen plek gee nie in ons lewe nie, nie in ons huise nie, nie by ons werke nie, moenie toelaat dat jy geondermyn en onderdruk word deur die gees van Jezebel, wat jou wil manipuleer en vasdruk en jou wil inbring in 'n stelsel in, waar jy net doodgedwonge moet oorgee nie. En dis nie wat ons gaan doen nie. Ons gaan nie onsself oorgee om gemors te word deur nie, want jy weet die duiwel sal probeer om ons heeltemal van ons doel al weg te kry, om ons weg te druk vanuit die rigting en van die plan wat God met ons lewens het, en ons gaan dit nie toelaat nie. Ek bid regtig hierdie jaar voorspoedigheid, vir 'n geweldige voorspoedigheid vir jou en jou huisgesin, en dat die Here God gemeenskaplik met elkeen van julle sal ontmoet hierdie jaar. Regtig waar, ek het 'n begeerte dat jou kinders sal sterker opkom in die werking en die gawes van die Heilige Gees, dat die kindertjies sal uitbeweeg en onder die krag en die salwing van die Heilige Gees, en dat ons weer op plekke sal wees. Waar kon ek wees gister? Ek was gister by 'n hospitaal gewees, waar ek 'n boetie moes afstaan, moet weet dat hy afgestaan gaan word, nie veel later aan die dood. Dis nie maklik om daar tussen siekes en krepeles te beweeg nie. Alhoewel ek die dood aan die een kant gesien het, het ek die hoop gesien en die verlange gesien van ander mense, en ek het dadelik die belange ook raak gesien en die behoefte raak gesien van ander wat net 'n bietjie 'n gebed nodig het. Ek was so dankbaar toe ek instap in daardie hospitaal, toe daar soveel en hulle hoor wie ek is, het hulle so baie gevra, did you come here today to pray for the people? En toe ek so in die ingang afstap, toe sien ek maar, daar's eintlik net in daai ingang, net 2 mense wat in daai gangetjie lê, en die beddens is leeg. Ek sê, this time of the year, hierdie tyd van die jaar dat daar so min, sê something miraculously, this year, it's much different from other years. Ek dank die Here dat ons eintlik in 'n rigting wees. Suid-Afrika beweeg in 'n rigting waar geweld die orde van die dag is, waar mense geen respek het meer vir mense se lewens nie. Lewe is so goedkoop geword. Ek bid dat die Here geweld en
en mishandeling in hierdie land ten bande sal lê en ten gronde sal bring. Mense tot ware berou en bekering sal kom. Die gees van bagges en dronkenskap en vernaamverslawings wat hierdie land so in 'n greep het as gevolg van armoede en swaarmoedigheid, dat die Here verlossing sal bring in ons land. Ek sien dit, maar ek wil vir u sê, waar gaan u wees? Besoek bietjie daar by die ouete huis, besoek so bietjie by die kinderhuis, besoek bietjie by die verwaarlose, by die moederlose, die gebroke gees, die gebroke hart, die mense wat verstote en verlate voel, mense wat in eensaamheid vasgevang het. Soek uit, dan moet iemand in jou familie wees, dan moet iemand naby jou wees, wat net wag vir daai oproepie, wat jy gaan maak, en besoek gereeld die gevangenisse, hospitale, maak jouself, maar gaan, al het jy niemand om daar te besoek in die hospitaal nie, gaan sommer in besoektyd en sê, jy's hier om te besoek, en laat die Here jou gebruik, vat jou potjie salf saam, en lê hande op die sieke, salf hulle, bid vir hulle. Dis wonderlik om te sien hoe die Here gister my kon bietjie gebruik het. Ek dink regtig waar, ons moet meer in die gebruiklikheid wees, waar die Here waar ons wil gebruik, en op die plek wil hê waar hy ons kan effektief gebruik, soos hy ons doen. Jy moet nooit twyfel dat die Here in jou belê het nie. Jy het nie nodig om enig iets slims te word, te gaan leer nie. Jy kan wat die Here jou mooi leer, en jy kan jouself inwikkel, en jy kan betrokke raak. Maak 'n verskil, jou mooi vriendelikheid is 'n groot A+, mense wat met jou wil meng, omdat jy so liefdevol en vriendelik is. Laat jou vriendelikheid straal hierdie jaar, 2026. Net jou gesindheid is genoeg. Dis 'n evangelie self, wat die wêreld so verlang, is jou vriendelikheid en jou omgee wat jy het en toon na mense toe vanmôre. Geliefdes, ek het nie juis veel ek het nie iets regtig voorberei nie, ek het net vanmôre gesê, ek gaan sommer op Facebook kom, en ek gaan bietjie praat, en ek gaan 'n WhatsAppie opneem en dit uitstuur, vir die wat nie op Facebook kan nie. Baie meeste mense is maar op WhatsApp, en dan kan jy ook net die enetjie luister, maar die groot ding is vandag, maak hierdie 2026 vir jou geld, leef elke dag, en soek iemand wat jy kan WhatsApp, iemand wat jy kan kontak vandag, elke dag, wie jy kan 'n gemeenskap hê met Jesus Christus. Dan het ek ook 'n saakie vandag, gebruik so dikwels as jy kan, ook die tafel, die nagmaal, jy en jou huisgesin, weerstaan die duiwel, en hy sal van jou afvlug. Bring Jesus se kruisdood gedurig in herinnering, en leef sy opstandingskrag uit, en die kruis uit, vir elkeen, wat daarna soek, en daarna vra. God seën jou ryklik. Ek wil vanmôre net gou afsluit met 'n gebed. Hierdie gebed is 'n Nuwe Testaments gebed, kom uit Efesiërs 3 uit, van vers 14 tot vers 21, en ek gaan hom vir julle bid in die eerste persoon, in die eerste vorm, en luister hom baie mooi uit. As jy dit by jou het, hierdie is die gebed vir jou en vir my, vir 2026, wat ek glo, die Here in ons gaan volbring, en waarin jy ook jou sekerheid, jou ja en jou amen het vanmôre. Kom ons so. Kom ek gaan so. Jy moet nou mooi luister, want jy kan ook na hom kyk, maar ek wil hê jy moet net gekonsentreer, want dis 'n gebed. So. Vader, in die naam van Jesus Christus, is ons vir hierdie rede hier vanmôre, om u hoogsaliglik en hoogs heiliglik, almagtiglik, te loof en te prys en te eer, en dat ons knieë kan buig voor 'n lewendige God vanmôre, voor die Vader van ons Here Jesus Christus, van wie elke geslag op hierdie aarde, in die hemele en op die aarde, u naam sal kan ontvang. Halleluja, dat die naam van Jesus Christus ontvang kan word, dat u ons die mag gegee het, die rykdom van u heerlikheid, om met krag versterk te word, vanmôre, word deur die Gees, in die innerlike mens. Here, kom versterk ons vanmôre, na die innerlike mens,
Here, sodat ons sterklik en kragtiglik hierdie jaar 2026 met U kan volbring en kan deurbring, sodat Christus deur die geloof in ons harte kan bly woon, sodat ons in die liefde gewortel en gegrond kan bly. Halleluja, wat Jesus is ons koning en ons leidsman en ons raadsmans, ons sterke God. Ja, ek sit 'n tillik by. Dankie Vader, dat ons in staat kan wees om saam met al die heiliges, al die kinders van die Here, ten volle kan begryp wat is die breedte, wat is die lengte, wat is die diepte en wat is die hoogte van U goddelikheid en heerlikheid en U goddelike almag en U krag, U wysheid vir ons in hierdie jaar 2026 en dat ons in die liefde van Christus U kan ken, wat die kennis oortref, sodat kan vervul word die volheid van God. Here, dat ons meer kan ken in die liefde en in die genade en in die barmhartigheid, in die goedertierenheid. Here, dat ons net iets goed sal dink en bedink, die dinge daarbo, alles wat loflik is, alles wat lieflik is, alles wat eervol is, alles wat waar is, alles wat eg is, alles wat rein is, in die naam van Jesus Christus. Wat 'n deeg, wat 'n lof ook, ons dit sal bedink. Ja, Here, dat U aan ons die mag het, gegee het om te kan doen ver bo alles wat ons kan bid of dink, volgens die krag van die Here God se Heilige Gees wat in ons werk. Halleluja, dat ons dit kan weet en kan ken, Here, dat die krag van die Here ons kan dink, dat ons dit kan bedink, dat die Here kan en die Here wil en die Here sal, as ons opreg die Here vra en in geloof wandel. Aan U kom al, vers 21, aan U kom al die heerlikheid in die gemeentes en die kinders van die Here. 'n Heerlikheid kom toe in Christus Jesus, deur elke geslag tot in ewigheid. Here, dat U ons families en ons kinders en ons mensie sal seën, en dat die huis van God sal vol word van die heerlikheid van die Here, dat die huise weer gevul sal wees en die gemeentes weer 'n plek sal wees van samekoms, waar die kinders van die Here rekenskap gee aan mekaar van die goedertierenheid, die lankmoedigheid, die sagmoedigheid, die wonderlikheid van die Here. Here, dat U sal wees ons ja en amen vir 2026 en ons nooit weer sal terugkyk op hierdie pad en Here en meer terugkyk en sal wonder, Here, en sal twyfel nie. Here, dat ons vorentoe te beweeg en dat U die winde van verandering gaan bring in ons lewe soos nog nooit tevore nie. Laat U wil geskied, soos in die hemel en so ook op die aarde. In Christus Jesus naam. 2026 geliefdes, vir jou en vir my, 'n jubileejaar van heerlikheid in die Here. Geseënd is jy, geseënd is jou ingang en jou uitgang. Blessed be the name of the Lord, Jesus Christ, the Lord and our Savior, forever will be. Amen and amen. In Jesus' name, amen. God seën u.